So vandag is nie 'n grafbesoek nie. Ons is nie hier om te onthou iets wat gebeur het nie. Ons is hier om by die kruis te gaan staan en te kan sien dat daar voltooide werk was. En dat daai werk het vir jou die geleentheid gegee, nee, om by die kruis te gaan staan en iets te kan ontvang. Want as ons net dink aan wat het gebeur, dan is die herinnering ons beloning, nee. Dan ontvang ons as gevolg van die herinnering wat ons het. Maar vandag wat Jesus vir ons sê is ons staan by die graf en ons herinner onsself aan die feit dat hy het vir ons gesterf aan die kruis. Maar vandag opnuut kry ek en jy die voorreg om iets te kan ontvang. En so ek wil begin deur twee skrifte vir ons te lees. En die eerste een is Jesaja 53. En Jan het genoem van Jesaja wat 700 jaar voor die tyd reeds kon profeteer. Nee. Nou ek en jy weet beide dat dit net deur Heilige Gees is. Dis net 'n openbaring van Jesus. Nee. Jesaja 53 vers 5 staan daar. Maar hy wat terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons geregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing. En dan 1 Petrus 2:24. Wat self ons sonde in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is. Ek en jy kan ons geesteslewe benader soos ons wil, nee. Ons kan, ek sien vroeër hierdie week, sien ek 'n video van 'n man wat hy so negatief en maar hy's 'n gelowige en hy spits homself so toe daarop om ander gelowiges te probeer vasvat en hulle te probeer korrigeer en hulle te probeer reghelp. En ek is seker van hy's regtig opreg in sy hart. Maar ek is ook seker daarvan dat hy regtig opreg verkeerd is. Want hy spits homself toe daarop om ander mense se foute uit te wys. Hy spandeer al sy energie om vir ander mense te wys waar faal hulle. Nee. Nou kan ek daai selfde ding met my doen. Of dalk het een van julle, iemand in julle lewe wat nogals geniet om vir julle te wys, waar as jy nie goed genoeg nie. Nee. Waar as jy nie sterk genoeg nie, waar as jy nie slim genoeg nie, waar as jy nie ryk genoeg nie, waar as jy nie mooi genoeg nie, waar as jy nie maar genoeg nie, waar as jy nie vinnig genoeg nie, waar as jy nie dit genoeg nie, nee. En dan wil ek vandag vir jou sê, dat daai plek, nee, dat die Here kom vandag om vir ons genesing in daai plek te gee. Die Here kom om te sê dat hy het nie net gekom om ons vry te maak as hy weer gaan terugkom eendag nie. Soos ons laas Sondag gepraat het, nee, ons lewe tussen die kruis en tussen die wederkoms. So hy het gekom om ons reeds vry te maak vandag waar ons nou is. En dan, soos hy beide in Jesaja gesê het, en in 1 Petrus gesê het, hy het gekom om genesing vir jou wonde te bring. Nou, ons kan dit letterlik opvat, nee? En dan kan ons sê, okay, maar ek het nie wonde vandag nie. Ek weet nie of iemand 'n wond vandag het. Het iemand 'n fisiese wond vandag, nee? En as ons dit regtig letterlik opgevat het, dan sou ons 'n noodoptasie by die kerk gehad het, en ons sou daarop gefokus het om seker te maak dat as iemand seer is, nee, dat ons betedien het en dat ons gas het
en dat ons die goedjies kan toeplant. So vir watse wonde het Christus vir jou genesing gemaak? En as jy kan sê, dat jy geen wonde het, dan is dit fantasties, maar dan wil ek vir jou sê, dat jy die geleentheid en die voorreg, om saam met die Heilige Gees, na ander mense toe te gaan, en hom by te staan, om die wonde wat daar in hulle lewe is, toe te bind en toe te vat, en genesing daar te bring. So kom ons lees Johannes 19, vers 16 tot 30. En dan lees ons die verhaal van die kruis. En ek wil regtig hê ons moet prakties wees vandag. Ons moet prakties wees in hoe ons die kruisiging vir onsself vat. En ek wil hê dat soos wat ons hom lees, so dis Johannes 19, ons kan sommer van vers 17 af lees. Hy het die kruis gedra en hy het uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe, en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dat dit geskrywe in Hebreëus en in Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het ek geskryf. Selfs Pilatus het 'n profetiese salwing gehad. Selfs Pilatus het die oortuiging van sy hart gehad, dat hierdie man is die koning van die Jode. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel. En die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gegee. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daarop werp, wie sin dit sal wees. So die skrif vervul sou word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad, het hulle die lot gewerp. En die soldate het dit so gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, en sy moeder se suster Maria, en die vrou Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disippels wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af, het die disipel daar na huis geneem. Hierna, omdat hy gesweet het, dat alles volbring was. Omdat hy geweet het, dat alles volbring was, so die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek is dors. En daar was 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met die asyn gevul, en dit het op die hisopsingel gesit, en dit aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig, en die gees gegee. So, wat is vir ons volbring is? Want hier kan ons sien, dat profesie is vervul, Nou ek meen, jy kan baie goed vat jy uit, Jesus se kleed was so waardevol, dat die soldate nie bereid was om dit te skeer. Dit was so gesocht gewees, dat hulle bereid was om te sê, okay, maar ons almal wil dit eintlik hê. Pilatus het 'n profetiese openbaring gekry van wie is Christus werklik. En Jesus kon vir sy ma sê, maar daar's vir jou seun, en hier's vir jou ma. Met ander woorde, ek en jy moet lief hê, nie net in bloed nie, maar buite bloed ook, Jesus kon selfs in sy dood, kon hy vir ons wys, hoe moet ons lief hê,
Wat het waarde? Hy kon bevestig dit wat voorheen gesê is. En dan aan die einde, nadat hy asyn gedrink het, kan hy sê, maar dis volbring. So wat is volbring? En daar's net 3 basiese goed wat ek wil uitlig vandag is. Die eerste een is ons sonde is betaal. Die tweede een is toegang is oop vir jou. En die derde een is jou identiteit is herstel. Okay, so as ek sê ons sonde is betaal, dis eintlik die eenvoudigste een, nee. Ons bly Jesus met ons mond en ons glo met ons hart, nee. En dan weet ons, dan glo ons is vry. Ons sê ons is vry. Maar as ons vry van die loon van sonde, want die loon van sonde is die dood. So wanneer ek toelaat dat sonde nog in my lewe voortbring, dan wat kry ek uit? Nee. Nou, dis nie 'n las nie. Nee, dit is nie. Dis nie 'n las nie. Hey, hallo, jy is huislik. Dis nie 'n las nie. Dis die vermoë om te sê, okay, maar Here, ek sukkel met hierdie ding, kan ek dit vir U teruggee? Dis die vermoë om te besef, Here, ek het nie die antwoord nie, maar U het die antwoord. Ek weet nie vandag hoe om hierdie ding aan te pak nie. Ek weet nie om vry te kom van hierdie ding nie. Ek weet nie om vry te kom van hierdie persoon nie. Ek weet nie hoe om die sonde van die vorige generasie vry te spring. Die skuldbrief oor jou lewe is gekanselleer. So kom ons lees Kolossense 2:14. In Kolossense 2:14 staan daar die volgende. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vasting. Daar was 'n skuldbrief teen jou gewees. Met ander woorde, daar was 'n dokument gewees wat gesê het, Pieter skuld dit. En daai dokument was vervolgbaar gewees, nee. Daar was 'n las aan dit gekoppel. Met ander woorde, ek sou die prys moes betaal vir daai brief. En die verbond, nee, Jesus se kruisiging is nie net ons het gesing net nou, hy het die prys vir ons betaal, nee. En soos wat ek gelees het in my voorbereiding, het ek 'n paar mense dieselfde frase gebruik. Nou net anderster gewoord, maar hy het ons vrygekoop. Nee, hy het 'n prys betaal. En ek wil 'n stukkie daarby sit en ek wil sê, hy het die verbond wat hy met ons gesluit het, tot vervulling gebring. Hy het daai verantwoordelikheid van die verbond, dieselfde wat hy met Abraham gedoen het, toe hy hom aan die slaap gekom het. Hy het daai, dis waar die skuldbrief vandaan kom, nee. Hy het daai verantwoordelikheid vir ons na. Nou die tweede punt is dat toegang oop is. Nou ek en elkeen van julle glo ek het al gevoel dat God ver is, nee. Ons het al gevoel ons bid en dan voel dit asof jy die plafon vasbid en daai gebed hop so hier op en af soos 'n rubberballetjie, nee. Jy kan al sien hoe stamp hy 'n glas om, nee. Die Here kan hom nie hoor. En dan hou jy aan bid en dan gaan 'n week verby en nog niks het gebeur nie, en dan hou jy aan bid en dan gaan jy 'n maand verby en ek en Darlies praat gereeld daaroor, nee. Daar's seker goed wat ons voorbid en dan is dit so. En dan is daar ander goed wat ons voorbid, dan sit nou al hoeveel jaar is ons nou getroud? 22 jaar. Nee. En dan bid ons nog steeds, nee. En dan voel dit soos 'n rubberballetjie wat net soos jy bid en dan ons kan God se karakter sien en die kere wat hy 'n gebed antwoord, nee. Ons kan sien dat hy getrou is, ons kan sien dat hy goed is, ons kan sien dat hy liefdevol is.
Ons kan sien dat hy voorsien. Ons kan sien, nee, ons kan dit fisies sien. Ons ervaar dit, nee, en ons glo dit. En dan as daai balletjie hier verby jou kop skiet, nee, dan wonder jy weer. Dan wonder jy weer, maar hoor God my regtig? Nee. Is sy hart regtig vir my? Maar ek wil vandag vir julle sê dat toegang is oop. Daai toe die voorhangsel geskeur het, nee, so daai gordyn in die tempel geskeur toe Jesus gekruisig is. Nee. Dis God wat gesê het, my teenwoordigheid word nie meer beperk deur 'n plek. Jy het nie meer 'n priester nodig om by my uit te kom. Jy kan nou self, nee, jou toegang is oop. Jy het nie my nodig. As jy wil hê ek moet saam met jou bid en saam met jou vra, dan doen ek dit met liefde. Nee, ek doen dit om, dit is my lekker om dit te doen. Maar jy het nie my nodig nie. Heilige Gees is met jou. En kom ons lees Hebreërs 10, vers 19 en 20. So daar staan, vers 19 en 20, nee. So daar staan, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. So wat ontvang ons? Nee, ons ontvang ons sondes betaal, en ons ontvang dat ek en jy met vrymoedigheid vandag in God se teenwoordigheid kan instap. Ja, maar ek sukkel nog met dit. God is nie gepla oor wat jou terughou nie, hy is gepla oor jou hart. Hy is gepla oor sal jy soos 'n klein kind, nee, na jou pappa toe hardloop. Maar jy het nou net 'n ruit gebreek. Maar dan weet jy, as jy na jou pappa toe hardloop, gaan hy jou help. Maar as iemand wat jou jaag, maar weet jy, as jy na jou pappa toe hardloop, is jy veilig. Maar as 'n gans wat jy wil gap, weet jy, nee, as jy na jou pappa toe hardloop, is jy veilig. Ek en jy het toegang. Ek en jy kan by God se voete gaan sit. Ek en jy kan met hom praat. So ek het niks van buite af nodig om my te help om meer van hom af te ontvang. Okay, en die derde een is dat ons identiteit herstel is. So die kruis was nie 'n tragedie. Dis nie 'n treurmare waaroor ons in sak en as moet wees. En swart moet aantrek en moet huil en moet treur. Jesus het met voorbedagte hare daarin gestap en gesê, dit is volbring. Ek het my kant gebring. Ek het my verantwoordelikheid opgevat en ek het dit uitgeleef en ek het gedoen wat ek moes gedoen het en die prys is betaal en eenheid is herstel. Dis soos aan die einde van 'n dag wat jy vir jou doelwit gestel het en jy gesê ek wil so ver werk en dan kom jy daar en jy gaan verby dit. Daai gevoel van is gedoen. Daai wete van dit wat gedoen moes word is gedoen, dis nou klaar. As Jesus sê dis volbring, dan sê hy dis nou klaar. Die werk is verby. Ek en jy hoef nie meer te strewe om God se wil tot stand te sien kom nie. Ons hoef nie meer te veg, want die stryd is reeds oorwin. Die prys is reeds betaal. En daar wil ek hê ons met 2 Korintiërs 5:21 lees. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God
in hom. So die kruis is nie 'n tragedie nie, dis die vervulling van die verbond. Christus het daai skuldbrief teen jou, teen my, daai skuldbrief wat daar gestaan het, Pieter. Nee. Hy het daai skuldbrief gesien, en hy het gesê, as ek dit doen, dat is die skuld afgeskryf. En toe hy asyn gedrink het, nee, toe kon hy sê, ek het dit betaal. So, ons gaan vandag, gaan ons nagmaal weer gebruik. Nee. En dis nie net 'n herinnering nie. Maar dis 'n verbond. Soos het ons net nou gesê het, nee, ons leef tussen die kruis en tussen Jesus se wederkoms. Nee. Ons is in hierdie tussenpose, waar ons die voorreg het om die volheid van God te kan ontvang. So in 1 Korintiërs 11, ek wil dit gou vir ons lees. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Staan daar die volgende. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is, en doen dit tot my gedagtenis. Net so ook na die ete met die woorde, hier is die beker in die Nuwe Testament, en dit is my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot eer en tot my gedagtenis. So ons gaan die brood vat, wat sy liggaam is, nee, en dit verteenwoordig genesing en herstel. En dan gaan ons die wyn vat, nou die sap is op, so ons gaan vandag die wyn vat, nee, en dit verteenwoordig sy bloed, en vergifnis en die nuwe verbond. Want daar was 'n ou verbond gewees wat met Abraham gesluit was. En Jesus het daai verbond vervul. En met sy bloed was daar 'n nuwe lam geslag, wat 'n nuwe verbond. En daai belofte, nee, is dit wat ek vir julle gesê het. Jou sonde is betaal, jou toegang is herstel, en jou identiteit is gevestig. Ek en jy hoef nie te wag. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. So ja, Lukie, sal jy vir ons die brood uitdeel asseblief? Sommer die wyn op. Ja, natuurlijk. So kom sluit net die woord. As daar enige iemand is wat jy moet vergewe of enige iets wat jy voor Jesus se voete wil neerlê. As daar iets is wat jy glo die Here vir jou ja, as jy iets teen iemand het, of as daar sonde is wat betaal moet word, of as jy voel dat jou toegang tot die Here is nie vol nie, nee. Of as daar nog 'n deel van jou identiteit is wat jy voel herstel nodig het,
Lê dit nou by die kruis neer. En laat toe dat Heilige Gees dit in julle binneste vasmaak. So ek wil julle 'n minuut of 2 gee net om tyd saam met hom te spandeer. So ek het 'n gebruik om die stukkie brood te vat wat ek ontvang. En dan breek ek dit. En dan herinner ek myself aan Jesus se liggaam wat vir my gebreek is. So vat daai stukkie brood en breek dit. En weet dat Jesus sy liggaam vir jou gebreek het. Kos eet saam. Soos hier staan in 1 Korintiërs 11, dat hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Die Nuwe Testament, die woord, is nie net dit wat hier staan nie, maar dit is wat ons nou gaan inneem. Met ander woorde, ek vat die volheid van dit wat Christus vir my gedoen het. Ek vat die vergifnis, ek vat die nuwe verbond, en ek maak dit deel van my lewe. Kom ons drink saam. Dankie Jesus vir die teenwoordigheid. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan volg en om in eenheid met U te kan leef. Dankie Heilige Gees dat U in ons midde is. En dankie vir die oorvloed wat ons kan ontvang van U. En dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is. En dankie vir U bloed wat vir ons gevloei is. En dankie dat ek dit prakties deel kan maak van my wese. En dankie dat elkeen van ons kan verklaar dat dit is volbring vir my ook. So kom sê saam, dit is volbring ook vir my. Amen. Amen. En ek wil julle seën met die volgende. Ek seën julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag jy glo en leef uit die waarheid van jou sonde wat volledig voorbetaal is. Mag jy vry wees van elke vloek en elke las en elke vorm van dood wat saam met sonde gekom het. Ek seën jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag jy die vrye toegang wat Jesus vir jou gegee het, aangryp en God se koninkryk deel maak van jou daaglikse wandel en jou daaglikse lewe. En ek seën jou in die naam van die Vader en die Seun en Heilige Gees. Dat jy mag sien hoe Heilige Gees restoreer en herstel in elke arena waar die vyand gesteel het. Oral waar die vyand dit wat God vir jou gehad het, weggevat het. Ontvang dit vandag en ontvang God se wil vir jou. In Jesus naam. Amen. Amen.